Vriende, ek wonder of jy ook ervaar hier middel Februarie. Is dit vir my asof die jare al vinniger hardloop, voortsnel. En dat ek myself vra, waar vind ek tyd om rustig by die Here te sit? Met praktyke soos wat ons in die geestelike ritmes kursus leer. Waar vind ek tyd tussen die dolle gejaag en dan nou nog alles wat na my kant toe kom? Want ons lewe in 'n dekade. Ons lewe in 'n dekade waar wat die meeste geld wat ingeneem word, is nie net jou, of waarvoor jy die meeste geld ontvang, is nie noodwendig jou vaardighede nie. Die kosbaarste kommoditeit in vandag se wêreld is nie meer die tyd nie, maar dit is jou aandag. Jou aandag is vir die wêreld daar buite so kosbaar, dat biljoene dollar daaraan spandeer word om jou aandag te koop. Social media en die algoritmes wat alles daar inrig, is besig om jou aandag stelselmatig te koop, met advertensies en sommer net boodskappe wat jou verbykom. En ek wonder, hoe bly ek as gelowige in Suid-Afrika vandag? Hoe hou ek by hierdie weg van heiligheid waarop God ons elkeen plaas? Terwyl ons aandag so gesog is, WhatsApps hierdie kant en Facebook boodskappe daai kant, en nuus wat die hele tyd na ons kant toe kom, e-posse wat jou tafel kruis. Hoe bly ons ingestel op ons heilige God? Ons is natuurlik nie radeloos nie. Die Bybel help ons om hierdie lewe van heiligheid in te rig volgens God se wil. So as teenvoeter vir hierdie wetywering om my aandag en jou aandag, waar hulle soveel geld spandeer om jou te kry van verveeldheid, nou skrol jy maar op jou foon, hier's iets wat my nuuskierig maak, nou gaan kyk jy, en dan koop hulle jou belangstelling daarmee, hulle het jou dan in hulle net. Hoe bly ons in hierdie werklikheid nou van sosiale media? Hoe bly ons ingestel op ons Here? En ek wil die stelling toets vandag, aan die waarheid van die woord. 'n Lewe van heiligheid begin by eenvoudige dinge. Soos jy vandag saam met my bely, ja Jesus, ek wil in u koninkryk leef, asof u my lewe in hierdie wêreld geleef het. Ek wil volgens u heilige voorskrifte leef. As dit saam met my jou belydenis is vanoggend, wil ek jou nooi om 'n paar voorskrifte uit die Bybel te gaan soek en dit op ons moderne lewe van toepassing te maak. So Petrus se eerste brief is vir ons een van vele gidse in die Bybel. Hy begin sy brief met lof aan God vir God se werk van verlossing in ons midde. En dan gaan hy verder in vers 13. Daarom, omdat julle in verlossing lewe, omgord die lendene van julle verstand, en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. So jy sal klaar 'n paar juwele wat ons kan uithaal, omdat ons in verlossing lewe. Dit wys hy nou terug na wat hy in die voorafgaande verse gesê het, oor wat die profete ons meegedeel het, en die eerste ontvangers van hierdie brief. En die mense wat vir hulle die evangelie verkondig het. Daarom het hulle verlossing ontvang, en nou leef hulle daarin. Maar nou kom Petrus met hierdie vreemde beeld van omgord die lendene van jou verstand. En as jy nou gaan kyk hoe hulle aangetrek het daardie tyd, sulke klede wat amper soos 'n rok lyk, maar as dit nou te lank is vir jou om gemaklik rond te beweeg, jy wil vinnig stap, of jy wil dalk aan die draf gaan, of jy wil werk, en dan moet jy hom vasbind hier, sodat hy net bietjie bo jou enkels of selfs onder jou knie hang, dan bind jy hom hierso vas met 'n belt, wat ons vandag nou 'n belt sal doen. En as hy hierdie beeld gebruik vir ons verstand, dan sê hy, wees verstandelik gereed, asof jy jou verstand so omgord het, om hierdie kennis van verlossing,
Hierdie oortuiging dat jy gered is hier in jou binneste, dat jy dit kan vashou en gereed hou vir die dag van 'n toets van jou geloof of die alledaagse, die pad wat jy stap. Hou jouself verstandelik gereed vir hierdie lewe waarop jy geplaas is. Hy gaan dan verder deur te sê, deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade. Dis om vas te hou aan hierdie werklikheid van verlossing in ons elkeen se lewe, ons as kinders van God. Maar om vas te hou ook aan die hoop wat in Christus ons in is. So dis nie sommer net ek klou vas en ek hoop nou maar net dat ek nou genoeg gedoen het nie. Hierdie oortuiging kom nie van ons morele toestand nie. Ons hou daaraan vas omdat dit God is wat dit in ons bewerk. Dis 'n bewusynstoestand voordat dit 'n morele toestand word. Ek glo dit met my hart en ek dink daaraan met my verstand. Ek wy my bewussyn daaraan voordat ek nou met mooi morele gedrag probeer in my spoor trap. Daarom is my hoop volkome op Christus. Nie omdat ek mooi gedoen het aanvanklik nie, maar omdat die Here my gered het en my geplaas het op hierdie koers. En nou bly ek nugter en ek bly vasklou daaraan, aan dit wat Jesus in my lewe gedoen het. In vers 14 gaan hy dan verder, as gehoorsame kinders moet hulle nie lewe in ooreenstemming met hulle natuurlike begeertes van vroeër, toe hulle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Hierdie beeld van, of wat hy sê van gehoorsame kinders, dis ons wat, omdat ons Jesus ken, en ons wil aan hom toegewyd bly, daarom wy ons lewens in gehoorsaamheid aan hom. En ons leef nie volgens hierdie natuurlike drange wat ons maar het nie. Ons elkeen die versoekings wat ons het. Ons word nie meegesleur daardeur nie. Want ons is nie sonder kennis nie. Ons ken vir Jesus Christus. Hy woon hier in ons harte. Inteendeel, ons vestig onsself op God se heiligheid. En daardie aanhaling wat Paulus maak in vers 16 kom uit Levitikus hoofstuk 19 en elders. Vers 2 skryf God aan die Israeliete deur Moses voor. Wees heilig, want ek is heilig. Leef anders as die korrupte mense rondom julle. Staan uit in hulle midde, sodat God se heerlikheid sigbaar word. Nou, hoe gaan God te werk hiermee? Vers 17 tot 19 help ons daarmee. As julle hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede oordeel. As julle hom wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Tree met ontzag op. Sê vir ons, hierdie reis begin beslis nie by myself nie. Ek stel my in verwondering voor hierdie God wat heiligheid in my lewe insaai. Hy sê ook met die woord vreemdelingskap eintlik, julle hoort nie hier nie. Leef daarom in ontzag en verwondering van hierdie God, omdat hierdie aarde nie jou ewige bestemming is nie. Jy gaan nie hier eindig nie. Jy is geroep tot die ewigheid. So jy is eintlik 'n vreemdeling in hierdie wêreld, onder hierdie mense, die nasies wat so korrup is, wat met hulle lewens bedrog pleeg. Leef anders as hulle. Vers 18 vervolg dan, julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose lewe nie. Dit het julle van julle voorvaders aan julle oorgelewer. Ons het dit van hulle ontvang. So ons is nie met iets vergankliks losgekoop nie, maar onthou, ons is losgekoop met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Petrus dring aan by hulle. Jou verlossing is duur. Dis nie met iets verganklik losgekoop nie.
Jy's nie, as, jy wat as 'n slaaf van sonde was, is nie sommer net met goud of silwer losgekoop nie. Jy's met die duur, kosbare bloed van Jesus Christus losgekoop. En leef daarom in daardie werklikheid. Leef daarom sinvol. En die beste manier om sinvol te lewe, is in 'n heilige lewe aan God toegewy. So die slotsom van ons skriflesing vandag, vriende, is dat jou verlossing in Christus reeds 'n werklikheid is. Jy leef nou in verlossing. Maar jy lewe ook nou 'n lewe van heiligheid, anderkant verlossing. Ons bly nie stil staan by net verlossing nie. Ons lewe nie net as geredde kinders van God nie. Ons lewe ook as mense wat geroep word en eintlik gevorm is vir heiligheid. Of vir 'n oomblik stil staan by wat Eugene Peterson beskryf as heiligheid wanneer hy 'n kommentaar lewer oor Levitikus. Hy sê, holy is the word that sets God apart and above our attempts to enlist him in our wish-fulfillment fantasies or schemes to make our mark in the world. Heiligheid is daardie rampie wat God trek en sê, dit is waar ek operate, ver bo julle, ver bo enigiets wat ons kan verbeel. So ons kan nie God vir ons doeleindes kom aanwend nie. Ons kan nie vir hom inkoop in ons lewe nie, om ons wense te vervul of ons merk te laat nie. Dit is God wat sy merk laat in hierdie wêreld deur ons as sy mense. So wat ek by Petrus ontvang vanoggend, is hierdie aansporing. In navolging wat Levitikus gesê het van wees heilig en erken God se andersheid, kom sê Petrus vir die Nuwe Testament gelowiges, span jou verstand in vir die uitleef van jou verlossing. En lewe anderkant verlossing deur Jesus nie net as jou redder te ontvang nie, maar ook as jou leermeester te volg. Daarom moet ons, as ons Jesus as ons leermeester ook volg, moet ons hom ernstig opneem as hy praat oor wie werklik gelukkig is. Salig is elkeen wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Matteus 11, ons neem Jesus ernstig op as hy ons uitnooi om sy sagte juk op hom te neem. Anders as wat die fariseërs van destyds of die moderne leiers van vandag doen. Nee, ons stel onsself in, soos Matteus 18 sê, om opreg en nederig soos kinders te wees. So vriende, terwyl Levitikus vir die Israeliete in die Ou Testament tot in die fynste besonderhede voorskrifte gegee het vir hulle daaglikse lewe, so spoor Petrus die gelowiges in die Nuwe Testament aan, volg in elke fyn besonderheid, elke detail van jou lewe, volg Jesus, jou leermeester. Hy wat jou gered het en ook vir jou in staat stel en vorm vir 'n lewe van heiligheid. En hierdie voorskrifte en aansporing is vir alle gelowiges en van alle tye. En Paulus som dit so op in Romeine 12 vers 1 en 2, as hy ons beskryf as lewende, heilige offers wat vir God aanneemlik is. En dit is ons, en ons word al meer heilig deur ons denke te laat vernuwe. So saam met jou wil ek vandag dink, my verstand gebruik en sê, maar hoe lyk dit vir 'n Suid-Afrikaner vandag, hier in George, of waar hy ook al mag beweeg? Hoe lyk hierdie lewe van heiligheid? En alle aanduidings uit mense se geleefde ervaring van die lewe, en as ons moet hoor wat sê terapeute uit hulle spreekkamers, is dat 'n eenvoudige lewe nie gaan kom uit meer tyd. Ek het nog net meer tyd nodig om deur alles te kom. Dit gaan nie kom deur duurder afleidings of vermaak nie. Dit gaan nie kom deur harder te werk net om alles te kan bekostig nie. Die lewe van heiligheid, vriende, begin by eenvoudige dinge. Soos ons hierdie bely, dan sê ons dit skakel 'n paar goed uit.
Ek gaan my nie inspann om meer tyd aan my werk te spandeer nie. Ja, ek moet my 8 ure werk per dag, of hoeveel ook al daarvan my vereis word. Maar wat maak ek met die kantlyne in my lewe? Daardie tye wat ek tot myself het. Gaan ek dit vul met Netflix en woon nog klaar? Ek kan nie Netflix geniet as dit nie in 4K is nie. Of gaan ek my kantlyne vol maak? En dan gaan ek breë kantlyne hê om te sê, ek wil hierdie tyd vul, buite my verpligtinge by die werk, of selfs in my werk, wil ek myself instel op 'n lewe van heiligheid, deur eenvoudige dinge. En ek wil vandag in hierdie malle meule van die wêreldse druk wat my aandag soek, en te midde van 'n klomp dinge wat ons eintlik al afgeleer het, of dinge wat deur AI gekaap is, en tegnologie heeltemal oorgeneem het. 3 dinge wat ons kan help. Die eerste een daarvan is verveeldheid. Dit skep vir jou 'n kantlyn in jou lewe. So in die koffiekultuur sê hulle, a yawn is a silent scream for coffee. So goeie nuus, daar is koffie na die erediens beskikbaar. Maar op dieselfde trant skryf Maria Popova oor verveeldheid. Boredom is a howl of need for significance. Verveeldheid help ons om na te dink oor die sin van my bestaan. Wat maak ek regtig hier? Is ek hier net om te werk? Is ek hier net om vermaak te word? Of is daar iets groter? Sy skryf in haar kommentaar oor Joseph Brodsky, hy's 'n Russiese digter. En hy het gewerk oor rou en rede en hoe ons beperkte tyd hier op aarde vul. Nou moet ons hierso net mooi onderskei, as ek praat van verveeldheid, dan is daar natuurlik, ons moet dit onderskei van traagheid. Daardie tyd wat ek net nie myself aan die gang kan kry nie, dis eintlik 'n vorm van depressie. Daar's te min motivering in my binneste. Dit skuif ons een kant toe as ons praat van verveeldheid. Of aan die ander kant, ek is traag, ek kom nie aan die gang nie, want ek is eintlik oorweldig. Hier's te veel wat van my vereis word. Maar tussen daardie 2 uiterstes is daar 2 forme, sê Maria Popova. Daar's praktiese verveeldheid wat jy, as jy in 'n ry staan by die bank of jy staan en wag vir jou koffie, jy kyk nie rondom jou nie, want jy kyk na jou selfoon. Jy hou jouself besig hierso terwyl jy wag, net om verveeldheid te vermy. Dis praktiese verveeldheid, maar daar's ook 'n eksistensiële verveeldheid. Wat jy eintlik, as jy lank genoeg gaan stil sit, dan gaan jy wonder, "Sjoe, maar wat maak ek regtig hier op aarde?" En kan dit eintlik 'n krisis vir jou word, maar ek het geen doel nie. My bestaan beteken nie veel nie. En in daardie ruimte sê Maria Popova en Joseph Brodsky, dit is waar ons hierdie lewe van heiligheid kan gaan inleef. So Brodsky se raad is, when you are hit by boredom, go for it. Let yourself be crushed by it. Submerge, hit bottom. Because in general, with things unpleasant, the rule is, the sooner you hit bottom, the faster you surface. So verveeldheid kan pynlik raak, natuurlik. Dit kan my te veel tyd gee om te dink. Dit kan my bestaansrede kan dit uitdaag en sê, maar wat maak jy nou regtig hier? En die waarde lê daarin dat jy aan hierdie begrensde bestaan van jou kan jy gaan vra, maar is hier dalk 'n alternatief? Is hier dalk 'n groter prentjie waarvan ek deel kan wees? Brodsky sluit af as hy sê, believe your pain. Neem dit ernstig op as jy ongemaklik of seer voel of as jy pyn ervaar. Believe your pain, for nothing that disturbs you is a mistake. Dis 'n ander manier om te sê, God vorm ons deur ons seer kry. Dit skuif jou siel. As jy agterkom, ek weet nie heeltemal waantoe ek nou op pad is nie. Dit skuif jou siel as jy sê,
hierdie pyn van my bestaan, ek wil graag iets daarmee doen. So believe your pain. Neem dit ernstig op. Broski gebruik die beeld van 'n treinrit, as hy sê ons lewe op 'n treinrit, na die toekoms toe en eventueel na die ewigheid toe. Maar die treinrit het nie 'n retourkaartjie wat jou terugbring nie. En die implikasie daarvan is dat geen plek op aarde en geen plek van hartseer gaan jou vir ewig vashou nie. Jy kom nie terug hiernatoe nie. As jy hier klaar is en die pyn het verbygegaan of vir ewig dan nou verdwyn wanneer ons in die hemel gaan, dan is dit ons oomblik om te beleef hoe die Here ons vry maak daarvan. Daarom wil ek jou uitnooi, wat ook al jou vrees of jou hartseer of jou ondraaglike toestand ook al mag wees, gun jouself 'n beperkte tyd van niks doen. Maar dit speel in teen die vals aanname van industrie en besigheid. Jy kan altyd meer gedoen kry. Dis nou eens 4:30, jy kan nog baie gedoen kry voor 5:00. My vriende, ek wil gaan toets in my eie lewe en ek moedig jou aan. Beperkte verveeldheid, 'n tyd van niks doen sonder afleidings. Skep ruimte vir perspektief. En uiteindelik raak jy in die stilte meer bewus van die God wat jou waarlik betekenis gee. 'n tweede eenvoudige ervaring wat ons tyd aan kan wy, daar in die kantlyne van jou lewe en deur die loop van jou dag, is harde kopie ervarings. Soos om 'n harde kopie boek te lees, of om uit 'n ou kook en geniet boek te kook of te bak, 'n resepteboek te neem, en nie net gou vinnig hierso te kyk wat sê hulle, wat sê bestanddele en so nie. 'n Harde kopie ervaring soos om 'n pen en papier te neem en neer te skryf. Want vriende, in my eie stilte tyd kom ek agter harde kopie ervarings van die Bybel help my om my aandag te vestig. En ek lees dan 'n paar nuances raak wat dalk verlore sou gaan as ek dit op 'n audioboek of op 'n skerm moes volg. My gebedslewe help dit ook om 'n joernaal te hou. Papier, pen en skryf dan 'n paragraaf of 3 oor wat ek vandag beleef het onder leiding van die Gees. Die slotsom is wat hulle noem slow consumption. Neem stadig genoeg in sodat jy dit kan verteer. So in kort, lees jou Bybel, bid elke dag en skryf neer wat jy daar ervaar met 'n pen op papier. So wat ek nou tot dusver met jou deel, is meestal die domein van introverte. Mense soos ek hou van stil sit, lees 'n boek. Maar die ekstroverte geniet meer geselskap en uitgaan. So ek wil julle ook graag raak sien. Wanneer ons by verbintenisse kom, die vriendskappe en die mense wat jy tegemoet loop of ontmoet, daar is in die huidige era soveel kanale om van te kies. Daar's selfoon, jy kan mense uitnooi vir koffie, of jy ontmoet mense in die raadsaal, 'n kliënt. En elke kommunikasiemedium het sy voordele vir 'n spesifieke doel. Maar as dit gaan oor geselskap as eenvoudige praktyk in 'n lewe op hierdie pad na heiligheid toe, dan geld die beginsel bovenal van bedagsaamheid. So op WhatsApp hoor jy dikwels, jammer vir die voice note, maar ek is gou op pad iewers heen. So jy kan nie nou die foon optel en 'n direkte oproep maak nie. Jy stuur gou 'n stemnota. Die algemene groetwoord, jammer ek is gou besig, ek stuur sommer 'n voice note. So die voordeel van 'n stemboodskap is jy kan stemtoon oordra. Hoe bedoel ek nou regtig hierdie woorde? Die ontvanger kan jou opregtheid hoor. Maar neem in ag, jy gaan waarskynlik moet wag vir 'n antwoord totdat daardie persoon in 'n stil genoeg ruimte is om te kan luister na jou boodskap. So ek wil jou aanmoedig, as dit regtig dringend is, tik 'n kort teksboodskap. Die ander persoon gaan waarskynlik gouer antwoord, want hulle kan vinnig lees, en dan waarskynlik met 'n voice note vir jou antwoord.
By die werk, daar is seker iets soos e-pos spotprotokol, maar die eenvoudige beginsel is, oorweeg mooi wat gaan raadsaal toe en wat is vir kennisname per e-pos. As jy gesegde, that meeting could have been an email. En dan 'n derde geleentheid, in-persoon ontmoetings. Wat ons mense nooi om te gaan koffie drink. So daar by die koffiewinkel wil ek jou uitnooi, net instorm en gaan sit nie. As jy gereeld genoeg daar kom, meer as 2 of 3 keer 'n maand, leer ken die barista se naam ook. Sien hulle ook as persoon raak. As jy meer as 2 keer 'n week Checker 60 bestellings plaas en dis dalk dieselfde persoon, leer ken hulle naam. Dat daai persoonlike kontak 'n ruimte word waar jy bedagsaamheid kan oordra, waar jy Jesus se liefde kan oordra. So in hierdie dolle gejaag, jy wil net gou vinnig jou koffie afsluk, kom ons leef stadiger. Kom ons staan stil by die barista. Hoe gaan dit met haar? Kom ons staan stil by die kassiere by Checkers of met die 60-60 bestuurder. So vriende, die 3 geskenke kom na ons toe. Eenvoudig in ons Suid-Afrikaanse konteks vandag, waar jou aandag soveel werd is. Wanneer jy verveeld sit vir 'n kort tyd, is dit 'n geleentheid om bewus te word van nie net dinge rondom jou nie, maar ook van die God wat jou hier geplaas het. Hardekopie ervarings is 'n geleentheid om te fokus. En in-persoon ontmoetings is 'n geleentheid om connection te beleef, om met iemand sinvol te verbind. So ek bid vir jou dat 'n paar oomblikke van verveeldheid vir jou 'n drempel mag word. 'n Poort tot ryker en dieper ervarings van hierdie wonderlike wêreld waarin God ons geplaas het. En mag hierdie bewustheid jou help om te fokus, sodat jy egte hardekopie ervarings van God se goedheid mag beleef. En as hierdie eerste tree vir jou moeilik voel, druk deur, sodat jy liefdevolle, egte verbintenisse met die mense rondom jou mag hê, jou familie, jou kennisse en selfs vreemdelinge. Amen.